2025 is op sy rug en is altyd goed om met ons bedryfsorganisasies te gesels oor die jaar wat verby is en miskien te kyk na wat volgende jaar voorlê. So doen ons vandag met die rooi vleisprodusente organisasie. Dr. Frikkie Maree sluit by ons aan. Frikkie, soos ek gesê, 2025 is op sy rug. 'n Uitdagende jaar vir die rooi vleisbedryf, maar kom ons vergeet vir 'n oomblik van back and close, as ons dit kan doen. Ek is seker daar was ander hoogtepunte waaroor jy graag met ons wil gesels. Ja, ek dink, dankie Lisa, die afgelope jaar was uitdagend en ek dink as gevolg van back and claw. So as ons van back and claw vergeet, is daar 'n klomp hoogtepunte. Ons kom eintlik uit 'n baie moeilike afgelope 2 tot 3 jaar en as jy na daai situasie kyk, het alles hierdie jaar skielik verander. Ons pryse het ongelooflik goed gedoen hierdie jaar, tussen 20 en 40%, afhangende van speendiere en karkasse ensovoorts, beter as die vorige jaar. En daar was dus regtig 'n klomp positiwiteit in die mark. So al was daar back and claw wat 'n verskriklike ding was dit amper asof die algemene gemoed van die produsente was hierdie jaar beter gegee die verligting wat van prys af gekom het met die beter pryse. So ek dink regtig dit was 'n jaar waarin die ekonomiese kant bietjie reggestel is en dan ek dink is daar die bedryf 'n klomp goed wat bereik word. Gegee die statutêre heffing wat onder die RMIS val en die dienste wat daar gelewer is waar die RPO betrokke word of betrokke is daar die naspeurbaarheidstelsel wat uitgerol word. Ons het 'n ISO gesertifiseerde program wat ons vir vleis oor Suid-Afrika begin uitrol. So daar's 'n klomp dienste aan die een kant wat gelewer word. Ek dink, en dit sluit die groter bedryf in, as jy gaan kyk na die RPO spesifiek, het ons ook 'n jaar van klomp hoogtepunte gehad. Ons kongres was hierdie jaar gewees, wat 'n goeie kongres was en weer eens, ons hou net elke 2 jaar kongres waar 'n goeie besluite geneem kon word. En verder doen ons as organisasie waarvoor ons bestaan en dit is om die rooi vleisprodusente verteenwoordig. Ons is nie daar om die beeste help dip en dous op die plaas nie, maar ons probeer om 'n markomgewing te skep, 'n regulatoriese omgewing waarin produsente kan floreer. En dit is ons grootste dryf, om agter die skerms te werk, te praat met regering, sekere projekte te druk, om seker te maak dat ons produsente so gemaklik as moontlik in die groter bedryfsomgewing kan vorentoe gaan. Nou, as ek dink aan 'n ekonoom, dan dink ek altyd aan julle wat 'n bietjie anders kyk na ietsie. So is die glas vir jou, sover die rooi vleisprodusente organisasie of bedryf, is die glas vir jou half vol of half leeg op hierdie stadium? Ja, ek dink die glas is meer as half vol. Ek dink ons het uiteindelik, soos ek vroeër genoem het, van die prys uiteindelik 'n prysaanpassing gesien en uitdagings gaan altyd met ons wees, solank die uitdaging nie 'n probleem word nie. Ek dink dit is in 'n Suid-Afrikaanse produsent deel van sy DNS om werklik probleme aan te spreek. Ons ken probleme. Ons is 'n land waar ons baie vryheid het as produsente, as besighede, want die regulatoriese omgewing druk ons nie noodwendig dood nie. Maar as gevolg van die slapheid van die regulatoriese omgewing is daar ook probleme waar daar voorkom. En ons weet al hoe om hierdie probleme uit te sorteer. Droogtes, prysiklusse, siektes gaan altyd met ons wees. En ons het hulle altyd oorleef. Nie net in die rooi vleiskant nie, maar ook as jy gaan kyk na ander kommoditeite wat deur hulle siklusse gaan. So ek dink vir my is die glas half vol. Ek dink ons kom met 'n baie moeilike tyd uit en kom ons praat oor die volgende 3 tot 5 jaar, volgens my gaan beter wees as dit waar ons uitkom. Ja, ons staan nou so net voor Kersfees. Wat sal jy vir 'n produsent sê op hierdie stadium? Wat sal jou boodskap wees? Ek het nog vir jou gesê het, my boodskap is laat back and close ook met Kersfees gaan. Bietjie afvat oor die feesseisoen. Ek dink egter dit gaan gebeur nie, maar ek dink die boodskap van die bedryf se kant af is dat ons moet vaskyk in die positiewe goed. En dit is nie regtig iets wat ek vir produsente hoef te vertel nie. Ek dink as ons vasstaar in die negatiewe goed, was ons lankal onder. Daar's 'n klomp positiewe goed wat gebeur, daar's 'n klomp goed waar ons sien die bedryf gaan vorentoe, waar dit beter gaan en ek dink ons moet ons hoop op daai goed vestig.
om seker te maak dat ons weer die nuwe jaar met nuwe ywer ingaan en soos ek sê, die uitdagings aanspreek en as die een afgehandel is en die volgende een kom, dan pak ons hom maar weer by die horings. Waarmee begin julle in 2026? Waarop gaan julle fokus? Wat is julle prioriteite? Ek dink 'n belangrike ding vir die RPO is ons het besluit om weer 'n strategiese raamwerk vir die organisasie saam te stel. So ons begin volgende jaar met 'n projek waar ons 'n onafhanklike konsultant kry wat in elke provinsie 'n reeks vergaderings gaan hou met produsente om te luister hoe hulle omgewing verander. En dan sodoende vir elke provinsie, maar dan ook vir nasionaal 'n plan op die tafel te sit oor wat produsente nodig het vir die volgende 3 tot 5 jaar. Dit is baie maklik om krisisse aan te spreek. Jy hardloop van die een na die volgende en jy doen wat nodig is. Maar behalwe vir krisisse moet ons ook gaan kyk na 'n opbouende omgewing en regtig by die produsent hoor waar skiet die omgewing tekort? Wat moet ons probeer verbeter om jou situasie beter te maak? Ja, geseënde Kersfees vir jou ook. Dankie vir julle ook. Daar sy. Dis dan Dr. Frikkie Maree van die Rooi Vleisprodusente Organisasie wat saam met ons teruggekyk het na die afgelope jaar en hy het ook vir ons gesê waarop hulle gaan fokus in 2026. Fast fashion is destroying our planet. The growing threat. 92 million tons of textile waste are dumped into landfills every year. That's the weight of 60 million cars and covers 1,500 soccer fields. It's a truckload every second of disposable clothing dumped. At Johnson Workwear, we're the opposite of fast fashion. We engineer our workwear to endure, with staying power in every stitch. Our commitment to lasting quality means you can count on your workwear to keep going, job after job, season after season. And when all that hard work has taken its toll, Johnson Rethread will repair your trusted Johnson Workwear gear at no cost. Restitched, reinforced, restored, for the long haul, for our planet. Johnson Rethread, ready for the next shift.